gebed is om met die Here te praat. Maar daar is 'n geheim in gebed, want eintlik kom mense kerk toe om met die Here te kom praat. Die dominee is nou wel hier voor en die dominee gaan wel te kere, maar die doel is eintlik dat die dominee probeer om so 'n bietjie te verdwyn en dat iewers in die preek, iewers deur die gesing, iewers deur die stil wees in die kerk, iewers deur die besig wees in die kerk, ons 'n besef kry van God se teenwoordigheid en ons ook 'n besef kry dat ons is eintlik hier om met ons Pappa te praat, met ons God en Vader. En hierdie lied het nou al soort van so 'n bietjie iets daarvan gesê, Here, kom beheer ons lewens. Nou wil ek gehoor, waarvoor bid ons voor ons nou preek? Voor ons uit die Bybel uitlees, voor ons 'n klomp goed vir mekaar sê. Waarvoor moet ons bid? Sê die kinders gou vir my, waarvoor kan ons bid vanmôre? Enigeen vir julle kan maar skree. Gesondheid. Daar sê hy. Gesondheid is die eerste ene. Ons bid sommer vir al die tipes gesondheid. Kan ons maar vir die ma's nie, pa's nie, oumas nie, oupas ook daarvoor bid? Ja, dankie. Goed, gesondheid, nog ene. Dat ons die Here kan dien, dit sluit sommer aan by my preek. Baie dankie. Nog ene. Vir maatjies, daai is belangrik. Vir skool, wat moet ons vir skool bid? Dat ons kan leer. Okay, oor dis die positiewe deel. Great. Het julle al daai meisietjie gehoor wat die mense wat die ingenieurs bel? Het julle al daai enetjie gehoor? Dis op radio, ek weet nie waar dit is nie, maar dis opgeneem. En hierdie meisietjie bel mense, maar hulle werk is om geboue plat te slaan. En sy's jonk, jy kan hoor, sy's soos 8 of 9. Dan sê sy, "Are you the demolition people?" Is julle die mense wat die geboue plat slaan? Dan sê hulle ja. Dan sê hulle, "I want you to demolish my school." En dan praat hulle met haar en dan vertel sy hoe sy eintlik wil hê hulle moet nou gaan in haar skool plat slaan. Okay, so ons bid vir die positiewe deel. Ons bid dat ons lekker kan leer. Nog iets, nog een ding. Kan ons vir ons land bid? Daar was nog iets. Sê gou weer. Verleer. Vir reën. Okay, vir die boere, vir reën. Okay, vir die boere gaan ek sommer bid vir die pryse ook. Die reën moet af en die pryse moet op. So kom ons bid vir 'n wonderwerk daar, want ons boere het 'n moeilike jaar. Okay, julle, kom ons maak ons oë toe en dan praat ons met ons Pappa in die hemel. Ons hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre hier kan saam wees. Here Jesus, dankie dat ons U naam kan grootmaak. Dankie Here dat U vir ons baie goed is. Here, ons kom bid vir gesondheid en vra Here dat U ons gesond sal hou. Ons bid dat U vir hulle wat nie gesond is nie ook naby sal wees en vir hulle ook beterskap gee en dat hulle spoedig weer gesond kan wees. Hemelse Vader, ons kom bid vir skool, ons kom bid vir maatjies. Here, gee dat skool en maatjies in ons lewens, dat dit vir ons reg lekker kan wees en gee vir ons goeie maatjies asseblief Here, maatjies op wie ons kan staat maak. Maar ek bid vir ons skole ook en ek bid dat Here ons lekker kan leer en dat ons kan groei daar en kan mense word wat oral in hulle lewens ontwikkel het, Here, wat allerhande areas van hulle lewe sterk gemaak het, kennis, sosiale vaardighede, al die goede. Here Jesus, en nou kom bid ons vir reën, ons kom bid vir hierdie jaar wat voorlê, dat U vir ons sal seën. Ons bid Here dat U ook ons boere 'n mooi jaar sal gee, en as dit U wil is, ons pryse ook sal laat lig, en dat daar weer hoop is in ons boere se oë. Ons bid vir hulle in besonder, Here, dat U vir hulle deurdra in hierdie tyd, en dat hulle met geloof en vertroue kan werk. Maar so bid ek vir elkeen, Here, dat U vir ons nuwe moed in ons werke gee, nuwe vaardigheid, nuwe lus. Ons bid dit in Jesus naam. Ons bid Here dat U nou met ons praat deur U woord. En Here Jesus, dat U vir ons sê wat U graag vir ons wil sê. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Voor ek uit die Bybel uit gaan lees, wil ek vanmôre so 'n bietjie met julle praat oor iets wat ek baie gelike het toe ek klein was, oor soldate. Wie van julle hou van soldate? Wie van julle wil eendag 'n soldaat wees? Dis snaaks, in my tyd het almal amper hulle hande opgesteek. Mense wil nie meer soldate wees nie. Okay. Maar kom ons hoor gou anders. Wie van julle speel games waar julle skiet asof julle soldate is? Aha, daar gaan 'n paar meer hande op.
Okay. Goed. Nou ek is nou jammer, julle wil nie soldate wees nie, want as julle dalk nou meer gehelp het, maar van julle kyk dalk seker 'n fliek hier of twee, een of twee flieks af en toe wat julle weet wat soldate nodig het. So, kom ons begin. As 'n soldaat moet oorlog toe gaan, wat het hy nodig? Sê. 'n Geweer. 'n Soldaat het 'n goeie geweer nodig. Julle in deesdae is daar oulike gewere. Daar's gewere met rooi liggies op en daar's gewere wat nie nag kan sien. Daar's allerhande amazing gewere. Gewere met lang magasyne, gewere met sulke bande, goede, en dan probeer hulle nog altyd allerhande ander gewere ook maak. So 'n goeie geweer. En daai geweer moet skoon gehou word. Dis belangrik. Okay, 'n goeie geweer. 'n Soldaat het 'n goeie geweer nodig. Nog iets. 'n Gasmasker. Okay, deesdae in die wêreld wat ons leef, gooi hulle bomme en daar's klomp gasse en kan jou doodmaak. So jy het 'n gasmasker nodig. Okay, nog iets. Sê gou. Geweerskoene. Ordentlike boetse. Hoekom? Want 'n soldaat moet nie rondhardloop en dan het julle nou al hierdie fliek gesien. Die soldaat spring op, hy hardloop om die ander ouens te gaan skiet. En halfpad deur sê hy, "Eina, Eina, my tone, dorings." Het julle nou al hierdie een gesien? In die middel van die oorlog, as stop die soldaat, dan gee hy sy geweer vir sy maatjie, dan staan en trek hy eers gou die dubbeltjies uit. Daai gaan nie werk nie, nê. Hy het 'n uniform nodig. Hy het camo nodig. So, as hy, hierdie was 'n vriend van my se baadjie. Major Brains se baadjie gewees hierdie. Daar's hy. Jy het lekker camo nodig. Jy het camo nodig dat jy so 'n bietjie in die bos kan verdwyn. Party ouens smeer hulle gesigte swart. En dan bo die camo sit hulle baie keer nog so 'n camo baadjie, maar dis 'n slim baadjie want hy het allerhande slim plate en goed hier binne wat as 'n koel in hom kom, hom draai die koel vas en dan skiet hy nie deur hom nie. So jy het 'n, wat noem mens daai goed? Bulletproof vest, body armor. Hulle deesdae allerhande sulke goed in. Dit staan deesdae hier langs hulle kele op en dan het hulle lekker helmets op. En daai helmets het sommer night sight op wat hulle so vir hulle oë sit en dan hol hulle in pikdonker rond, maar hulle kan sien, maar die ander ouens kan nie eers sien nie. Julle ouens, en dan gaan jy in oorlog in. En dan begin skiet jy. Dis nogal belangrik dat 'n soldaat glo dat dit wat hy doen reg is. Wat gebeur nou as jy nou in 'n oorlog is? En jy begin skiet en dan op 'n stadium besef jy, maar jy weet nie mooi of jy nie regte kant veg vandag nie. Wat doen mens dan? As jy nou begin wonder of jy vandag aan die regte kant veg. Daar's hierdie grappie van die Boereoorlog. Nou die Boereoorlog het so gewerk, dit was die Engelse wat professionele soldate was met uniforms en alles. En dan teen die Engelse was dit die Afrikaners gewees, die Boers. Die Boere het nog vanoggend geboer. Dan laat weer die kommando, hier kom 'n oorlogie, julle moet kom. Dan gryp hulle gewere, hulle soen hulle vrouens, hulle gee nog gou die diere kos en dan ry hulle uit na die kommando toe. En dan gaan die kommando en dan lê hulle Engelse voor. As hierdie grappie van die seun wat daar saam met sy pa sit, nou sit en dink hy oor alles wat nog by die huis moet gebeur vandag. En dan sê sy pa, hoeveel boere is ons vandag? Dan sê sy pa, so 50. Dan sê pa, hoeveel Engelse is hier? Dan loer sy pa so, sê, boet, ek dink so 10,000. Dan sê die ouetjie so vir 'n tydjie, sê, sjoe pa, vanaand gaan ons dan weer laat by die huis kom. Julle, as jy nou begin agterkom, die oorlog loop nie so mooi nie. Of kom ons sê, jou geweer werk nie meer nie. Of jou bullets, jou koels raak op. Die rondes raak op wat jy gebring het. Gewoonlik vat ouens so 400, dink ek, in 'n veldslag in. Dis alles op. Wat doen mens dan? Wat doen mens? 'n Mens bid. Daai is baie belangrik. Maar ek dink saam met die bid doen jy iets anders. Jy koes. Is dit reg? Jy koes en dan skiet die ander ouens en hulle is kwaai. En die ander ouens is nie baie bly nie want jy het nou al 'n paar van hulle ouens raak geskiet. En wat is die ander ding wat jy doen? Op 'n stadium as jy nie meer kan nie en jy wil nie vandag doodgeskiet word nie, dan doen jy die volgende. Is dit reg? Ouens doen dit bietjie anders, maar is snaaks. Ek het nou daar sit en dink.
As die weermag vir hulle ouens hulle goed gee, dan gee hulle vir hulle klere, hulle gee vir hulle army bootse, hulle gee vir hulle al hierdie bulletproof vests en al hierdie tegnologie en dinge, maar die een ding wat hulle nie vir hulle gee nie, is 'n wit vlag. Nooit nie. Ek het nog nooit 'n film gesien of gehoor dat die laaste ding voor die oorlog toe gaan, vou hulle vir jou wit vlag gee op en sê, hoor jy, as jy nie vandag wen nie, hier's vir jou wit vlag om oor te gee. Het een van julle dit al gesien? Nog nooit. Maar dis snaaks. Soldate hou blykbaar van wit, want elke oorlog waar soldate oorgegee het, was daar 'n wit vlag. So ek weet nie of hulle in die naaste gebou in hardloop en sommer 'n hemp of 'n ding skeer nie, maar hulle gaan gryp 'n stuk materiaal, skeer hom, en dan koes hulle daar in die loopgraaf en hulle gryp die naaste stuk tak, en hulle breek af, en dan sê die ouens, Piet, jy moet vinnig maak, hierdie ouens skiet erg op ons. En dan sit Piet daar in die loopgraaf en hy knop so vinnig as wat hy kan vas. Dan sê hulle, Piet, hulle kom nader, hulle skiet op ons, jy moet vinnig maak. In die volgende oomblik spring Piet op. OK, teen die tyd is Piet al dood, want hulle het nie wit vlag gesien nie. Daar's hy. OK, ek wil vandag by die wit vlag uitkom. Goed, kom ons lees gou ons verse in die Bybel, voordat dit lank raak. Daar's een vers in Matteus 12, wat baie belangrik is. Matteus 12 vers 30 sê vir ons die volgende. Ek gaan dit gou vir ons lees. Waar is hy? Daar's hy. Jesus is hier besig om te praat, en ek gaan nou nie die hele stuk lees nie, ek gaan net vers 30 lees. Matteus 12 vers 30 sê, wie nie aan my kant is nie, is teen my. Wie nie aan my kant is nie, is teen my, en wie nie saam met my die skape bymekaar maak nie, jaag hulle uitmekaar uit. Hoekom is hierdie vers very, very important? Want baie keer kry mense wat sê, ag, julle wat so erg is met die kerk, daar's nog baie tyd. Baie keer kry mense kinders wat sê, ag, ek noem myself nie 'n kerkmensie, want ek is nie vir Jesus nie en ek is nie teen Jesus nie, ek leef net my eie lewe. Jesus kom sê in Matteus 12, daar is nie so iets nie. Daar's net twee kante in hierdie oorlog wat in die wêreld aan die gang is, want daar's 'n geestelike oorlog aan die gang blykbaar. Daar's Jesus se kant, en Jesus se kant staan hier, is besig om Jesus se skape, se kinders bymekaar te maak. En dan staan die wat nie in Jesus se kant is nie. Ouens, soos iemand sê, ag nee wat, hy gaan nie saam praat oor die Christen ding nie, want hy's in niemand se kant nie. Sorry, wrong, nee. Jy is in 'n kant, al weet jy dit nie. Daar is net Jesus se kant en teen Jesus se kant. Goed, dan kom ons by Lukas uit. Lukas 9, ek lees daar by vers 23. Ek gaan vinnig praat, so kom ons vat gou 3 diepe asems, en as hulle op is, dan is ek hopelik klaar. Daar's hy, kom ons kyk gou. Lukas 9 vers 23 sê die volgende. Toe het hy vir almal gesê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg. As iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. OK, maar kom ons teken gou hierdie prentjie asof ons soldate is. Iewers langs die pad dan besef ons, ek is nou wel gedoop en ek is in die kerk en my ma hulle dwing my elke Sondag om kerk toe te gaan. Dit was my storie gewees. Nee, ek het kerk gehaat. Dit was niks lekker nie. Toe ek 6 was, toe koop my ma vir my sulke swart skoene. En toe moet ek hulle aantrek vir kerk. Wie van julle het al skoene aangetrek wat vir jou druk? Wat vir jou druk dat daar blaas is? Ja, ek ook. Glo vir my. Ek het daai diens gesit, dan trap ek die skoen uit, want ek kan nie meer nie. Dan sê my ma, trek aan jou skoen. Dan trek ek die skoen terug. Dan trap ek. Einde van daai diens, toe kry ek 'n hengse pak slaag. Dit is niks lekker nie. En dan het my ma my laat kleuterskool toe gaan, of kinderkraans toe gaan, en al die goed. Maar ek het niks van die goed gehou nie. Ek het besluit, nee,
ek het ander goed wat ek wil doen. En toe ek 10 jaar oud was, toe gebeur daar iets amazing, want toe sê my pa, dit was eers sleg geweest, want toe sê my pa vir ons gaan trek, en toe huil ek, en toe sê ek, ek gaan al my maatjies mis en alles. En toe binnekort is ek baie bly ons het getrek. Hoekom? Want toe trek ons al die pad op na die grens toe in Namibië. En ek het nogal gelike van Army ouens. Van Army en weermag en al die goed. En ewe skielik bly ek in 'n dorp, ek klim op my fiets, en dan ry ek verby die weermagkamp, en dan sien ek hier staan 'n tank, daar staan 'n Nordicar, dit was daai met die 4 wiele, met die 9mm kanonne, dan ry ek verby 'n toring, 10 meter hoog, met 'n lugafweerkanon bo op hom, dan ry ons na die ander kant van die dorp toe, oral is wagposte, drade met blikkies en goed aan, meer as dit, elke 6 maande of so, dan hulle gesê, Saterdagoggend kom kruis al die kinders, en het los kom haal, en dan het hulle ons gevat om te gaan skiet. So toe ek 12 jaar oud was, het ek al met 'n pistool geskiet, ek het al met 'n R4 geskiet, ek het my eie R1 gehad by die huis, want my pa was nie kommando, en hy het nagskof gewerk, en as hy dan haal ek die R1 en ek sit hom in my kamer, ek kyk dat die magasyn vol is, ek druk die magasyn in, voor ek dit gedoen het, natuurlik eers gekyk dat daar nie rond in die loop is nie. 12 jaar. Ek het al mortiere gegooi toe ek 12 was. Ek het 'n handgranaat gegooi toe ek 12 was, of 'n rookgranaat. Nee, ons het nie die handgranaat laat gooi nie. En toe ek so 13, 14 was, toe het ons 'n bivak met die hoërskool, en toe is al die ouens te bang, toe het hulle 'n buffel daar, van daai buffel voertuie wat landmyn vas is, en bo op hom was 2 masjiengewere met 2 sulke handvatsels. En toe sê hy vir die ouens, wie wil hom skiet? En toe is al die ouens te bang. Sê ek kom, ek het nog nie 2 masjiengewere gelyk geskiet nie. Toe klim ek daaraan, en toe trek ek die snellers oop. Dit was amazing, want hy ding draai so in die ronde, en soos jy hom beweeg, so skiet jy daai wal foos. Dit was amazing. Probleem was, ek dink nie ek was in God se span nie. My hele kop het reggemaak om, ek wil gaan oorlog maak, en ek wil 'n soldaat wees, en ek wil eendag groot word, en dan wil ek deel word van die weermag, en ek wil... Maar iewers langs die pad het 'n stemmetjie vir my begin sê, is jy regtig aan God se kant of is jy nie? En toe ek so 15 jaar oud was, 14, 15 jaar oud was, toe daar 'n hele klomp goed gebeur wat ek 'n ander keer sal vertel, maar toe besef ek is regtig nie in God se span nie. So daar het 'n dag gekom wat ek die volgende moes doen. Here, ek dink ek was u vyand gewees. Die interessante is, toe ontdek ek, elke mens moet dit doen. My storie was toe nie so uniek nie. Want toe ek met my pelle begin praat, toe kom ek agter, hulle almal dink, hulle is nie heeltemal vir Jesus nie, hulle sal kerk toe gaan en so aan, en hulle is nou gedoop en al die dingetjies. Maar hulle is nie soos daai freaks by die kerk, wat so heeltyd net Jesus praat, die glad nie. Eintlik, hulle so 'n bietjie ander goed. Of, van hulle het gesê, hulle probeer, maar hulle voel eintlik baie skuldig oor 'n klomp ander goed. So hulle weet ook nie mooi waar hulle is nie. Hier en daar was daar 'n ou wat gesê het, ek is aan Jesus se kant. En dan lees mens eendag Matteus 12 vers 30 wat sê, daar's net 2 spanne. Daar's die ouens wat hulle self sien as Jesus se span en die ander span. En daar's 'n oorlog aan die gang. Of julle is vir my en julle is besig om my skape met mekaar te maak, of julle is teen my. En daardie dag as mens besef, oeps, ek dink ek veg in die verkeerde span. Daar's daar een manier. Breek vir jou wit vlag af. Skeer klere, skeer 'n kussingsloop. Amazing van Jesus is, jy het nie fisies nodig om 'n wit vlag te swaai nie. Jy kan dit maar net in gebed ook doen. Maar vriende, om die waarheid te sê, as vir gelowiges, is daar iemand iewers op elkeen van ons se pad, 'n oomblik toe ons 'n wit vlag moes swaai. 'n Oomblik toe ons vir Jesus moes sê, Here, vergewe my. En wat kom sê Jesus dan? Ons teks vanmôre, Lukas 9 vers 23. Toe het hy vir hulle gesê, OK, jy swaai jou wit vlag,
Wat doen iemand as iemand anders 'n wit vlag swaai? As jy die geweer vol met patrone het en jy skiet nog baie lekker en hier staan die ander ou en hy swaai 'n wit vlag. Wat gebeur dan? Almal hou op skiet. En dan staan jy met jou geweer en jy sê vir ouens, steek julle hande in die lug. En dan baie keer sal hulle dit doen. Of ander kere dan gooi hulle die wit vlag weg en dan steek hulle hande op en dan kom hulle uit. Hoekom steek jy jou hande op? Om te wys jy het nie meer 'n geweer nie. Moenie my skiet nie, moenie my skiet nie. As jy dit met Jesus doen, Jesus vergewe, ek is jammer. Wat doen Jesus? Kom en hy gee jou 'n vet klap. Nee. Jesus kom na jou toe en hy vat jou en hy sê, weet jy wat? As jy in my span is, as jy deel van my span, kom. Ek sal jou leer hoe om in my weermag te veg. En dan sê die Bybel vir ons, Jesus verbind ons wonde, hy maak ons gesond, en dan maak hy ons deel van sy weermag. In Lukas 9 sê iets daarvan, toe het hy vir almal gesê, as iemand agter my wil aankom, as hy deel wil word van my span, van my weermag, dan moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg. Want hoor hierdie volgende vers, want elkeen wat sy lewe wil behou, toe ek daar op hoërskool was, en ek nie deel was van Jesus se span nie, toe is al wat ek wou doen, ek wou soveel en so lekker as moontlik hê, ek wou my lewe behou, maar op 'n dag het ek besef, hierdie lewe gaan my in die hel laat beland, en toe gee ek dit op. Op 'n dag het ek opgehou om my lewe te wil bou, ek het my lewe opgegee vir Christus. En dis wat hier staan. Want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil, om Jesus se ontwil verloor, sal dit behou. Dis amazing. Daar was 'n dag wat ek die wit vlag moes opsteek. Daar's 'n dag wat elkeen van ons die wit vlag moet opsteek. Ouens, en dan die ontsettende ontdekking is, jy het miskien verloor daai dag, jy het 'n klomp goed opgegee. Maar dit was die grootste wen van jou lewe. Want elkeen wat probeer om sy lewe te behou, wat probeer veg teen Jesus, wat probeer sê nee, nie nou al nie, as ek oud is eendag, of eendag as ek nie meer kan die lewe geniet nie, dan sal ek die kerkding doen. Dan sal ek in die Here glo, maar nie nou al nie. Die Bybel sê vir ons, daai ouens gaan hulle lewe verloor. Maar ouens wat bereid is om dit op te gee, om te sê, weet jy wat, ek gaan nie meer al hierdie goed probeer behou en wegbly van Jesus nie. Here, hier's dit. Ek gee oor, hier's ek. Die grootste geskenk. Jy kry actually jou lewe terug. En Jesus beloof ons, dis 'n ewige lewe. Is dit iets om na uit te sien? Daar het ek al die kinders in slaap gepreek. Is dit iets om na uit te sien? Yes. Ons gaan 'n liedjie sing wat ek gesing het toe ek so verplig was om kerk toe te gaan in die week na kinderkraans toe. Ek hoop julle ken hom, ek sal hom nou vir ons sing. Voor ons dit doen, kom ons bid net gou saam en dan gaan die diakens gou vir ons die kollekte opneem. Here Jesus, baie dankie dat ons vanmôre hier kan saam wees. O Here, ek wil bid dat U ons harte deursoek en dat U vir ons kom wys of ons nie dalk U vyande is nie. Here, want ons wil baie graag deel van U span wees. Deel van U weermag wees. Ons wil baie graag saam met U die skape bymekaar maak. Kom help ons, Here Jesus. Bid dit in Jesus naam. Amen.